Hoor julle, joh, het ons sport gehad vanoggend. Kabeldiefstal. En ek met my fiets. Nou gelaai ek my, nou, okay, kom ek begin van die begin af. Hier so, half, 2, 1 uur se kant. Blaf die honde iets verskrikliks. En die krag slaan af. En ek lê in die bed en ek raak wakker met die een buurman se hond wat so verskriklik blaf. En ek sê vir my man, maar hier is nou iets is nou nie lekker nie. Iets is aan die gang. Ek hoor heeltyd 'n voertuig wat hier verbyry en goed. En nou vanoggend nog gaan laai ek my seentjie af. Dan klim ek op die fiets om te gaan kyk waar is die kabels gesteel. Reg voor ons driveway lê die kabel. Klip aan 'n tou, kabel is losgeruk. En so aan en al die bure begin toe uit te kom en so aan om te kom kyk hoekom die krag af is. Toe het hulle blykbaar nou gaan ry ek 'n straat nog af, toe gaan hoor ek waar is die krag nog af. En dis sê een van die ouens sê toe hy het camera footage van waar 'n bakkie heeltyd op en af ry in die strate. En is 2 ouens wat uitklim en hulle los die ouens daar en die ouens Peter met die een van die kragbokse op die straat en toe die ding ontplof. In elk geval toe het hulle nou in ons straat afgekom en hulle het nou die kabel nou probeer steel. Iets het hulle gespook en hulle het al hulle gereedskap in die bosse gelos en hulle is weg. Nou vanoggend nou ek my seentjie nou afgelaai het, kom ek terug en ja, dit ek nou net rondgegaan te gaan kyk waar's al die probleme en so aan, soos ek julle nou vertel het. In elk geval, dis en ek die 2 wit ouens loop in die straat op en af. En jy kan sien hulle is junkies. En een van die buurmanne sê toe hy het vanoggend uitgekom na die krag afgeskop het hy uitgekom en hy het 2 wit ouens gesien wat besig was met die kabels. Nou ons het die polisie toe dadelik gebel en hulle was blitsig was hulle by ons gewees. Anyways, ek ry toe met die fiets om die ouens te gaan spot soos hulle geloop het. En die polisie jaag agter my aan. Ek sê vir die polisie, daar loop die 2 ouens. Polisie tel hulle op. En kom na ons toe. Vat die tools. Gooi dit agter in die bakkie. Maar is vir my snaaks dat hulle nie fingerprints gevat het van die elektrisiteitsboks waar hierdie ouens gebeter het nie. Is vir my snaaks. In elk geval, toe sê hulle vir my, toe vra hulle nou vir my, nou, wat die ure het nou gebeur? Toe sê ek, hier is so tussen 2, 1 en 2. En die swart man wat nou die 2 nou moes kom identify het ook kom identify, maar toe sê hy vir hulle, hy kan nie hulle gesigte sien nie, maar hy weet is 2 wit ouens. Hy het gesien dis wit mense. Maar dit was vir my absoluut suspicious geweest van, selfs my buurman het gesê, hoekom loop hierdie 2 wit ouens heeltyd hier op en af in die straat en kyk heeltyd in ons straat in, om te kyk wat aangaan. Het was my super suspicious geweest en dis toe wat ons net besluit, ons gaan die polisie bel.
want hierdie ding kan nie so aangaan nie, want dit is nou al die hoeveelste keer. En drie nagte terug het hulle hond vergiftig in ons straat ook. Nou ons area was vir baie lank 'n baie stil plek gewees, baie veilig, almal goed. Maar dit begin nou is nou besig om 'n hotspot te raak. Want is nou die hoeveelste keer is nou die tweede keer in hierdie week wat ons krag gesteel word. Ons kabels gesteel word en dan gepeter word aan die een kragboks van Eskom. In elk geval, nou dit was nou so snaaks geweest om die kragmense te gesien het wat die krag nou kom aanskakel het. Hy het so soet aangetrek. Hy amper soos 'n surgeon gelyk met sy handskoene, blou soet, handskoene en goed. En so 'n masker wat hy oorgesit het op sy kop. Sluit hy die boks oop. Sit hy goed aan. Dit was so groot lewer wat hy opgetrek het. En maar staan hy net so disk aan die boks om die lewer af te sit. Ek neem as daai ding kan hy helse spaak maak. Een van die ouens wat aan hoë kraglyne werk, het ook daar gestop en hy het gesê ja, dit is maar protokol wat hulle moet doen, want daai bokse kan baie maklik dis high voltage. Daai bokse kan vir hulle baie lelik brand as daar iets verkeerd geloop het met daai boks. So die ou het toe net die lewer toe teruggetrek en ons krag nou weer aan. Maar ja, julle, dit was absoluut sport geweest en so bou ons gemeenskap maar op. Ons raak baie veiligheidsbewus. Dit is van uiters belang dat jy jou bure leer ken. Maak nie saak of dit nou wit of swart is nie. Hierdie elemente, kriminele kom in enige kleur voor, swart en wit. Ons het nou vanoggend nou juist gesien wit mense gewees wat die kabels nog gesteel het en hulle is bedrywig in hierdie area. Ek voel jammer vir hulle, ek voel jammer vir die armoede wat ons land so te neerdruk, dat hierdie mense oorgaan na kriminele aktiwiteite toe. Ek weet nie wat om te sê nie. Maar dit beïnvloed my werk ook. Nie net my podcast nie, maar my development werk ook wat ek vir kliënte doen en so aan. En ek meen, ons het nie regtig 'n rustige aand gehad nie. Want 3 nagte terug toe daai een hondjie vergiftig was, het dit geklink amper asof hulle ons voordeur probeer oopbreek het ook. En ja, dit is maar 'n bietjie skrikkerig en ek ly aan 'n redelike groot ewige PTSD as gevolg van vorige kere wat daar inbrake was en so aan. So ja, as sulke goed gebeur is ek bitter vinnig op hol. Ek sal agter 'n boef aanhardloop so ver as wat ek kan, net om hom gevang te kry. Maar ja, julle, dit was absoluut 'n sport vanoggend gewees. Dis nou wat gebeur as jy nie krag in jou huis het nie, as jy nie krag in jou buurt het nie, dan kom almal uit op die strate om te kom kyk wat gaan aan. En dinge gebeur blitsig. Maar ja, dit is my storie vanoggend. Julle moet 'n baie lekker dag hê. Mag die Here julle seën. Baie lekker dag.